2021 skop af met die definiëring van die term onversadigde verbinding, en dit is natuurlik verbindings wat nie net enkelbindings tussen koolstofatome bevat nie. En ons dink aan molekules wat argumentsonthaalwe dubbelbindings bevat, die alkene, eteen, propeen, buteen, penteen, hekseen, hepteen, okteen, as ook die wat trippelbindings bevat. Etyn, propyn, butyn, pentyn, heptyn, heksyn, oktyn, daardie is almal alkyne. En hierdie is voorbeelde van onversadigde verbindings. Hierdie word gereeld in hierdie formaat gevra. In hierdie geval het ons 8 organiese verbindings en ons gaan vrae beantwoord rakende hierdie 8 organiese verbindings. Watter verbinding stel 'n onversadigde verbinding voor? Nou dit is natuurlik alkene en alkyne. Daar het ons 'n dubbelbinding, so dit sal definitief B wees. As ons kyk na A, dis 'n karboksielsuur, so daai dubbelbinding is nie tussen twee koolstowwe nie, so daai word nie geag as onversadig nie. C is 'n ketoon, daai sal nie onversadig wees nie. D is 'n alkohol, dan C2H4. C, en dan het jy 'n waterstof bo en 'n waterstof onder, en 'n waterstof onder en 'n waterstof bo. Duidelik sien jy 'n enkelbinding daar sal nie voldoende wees nie. Ons kort nog 'n binding om die 4 van die koolstof te voltooi, as ook die regterkantste koolstof. So eteen is ook onversadig. 3-metielbutan-2-oon is ook 'n ketoon, hy is versadig. Gee 'n haloalkaan ook versadig, en 3-metielbutanol, dis 'n aldehied, ook versadig. So die korrekte antwoord is B en E. Volgende moet ons die naam neerskryf van die funksionele groep van verbinding C. Nou hulle gee vir ons die gekondenseerde struktuurformule. So kom ek gaan teken hom net oor. Daar het ons 'n CH3 en dan het ons 'n CH2, so dit beteken 2 van hierdie. En dan is dit gekoppel aan 'n enkele koolstof wat 'n dubbelbinding O gaan hê en dan 'n CH3 aan die einde. So, die vraag is, watter funksionele groep het ons hiermee te doen? Daai is natuurlik die karbonielgroep. Karboniel, en dit beteken hierdie is 'n ketoon. Hoekom sê ek so? Want daar's 'n koolstof links en daar's 'n koolstof regs. En die naam van hierdie ketoon met 5 koolstowwe, so dis pentanoon, maar ons moet sê waar's die dubbelbinding? So dit is pentan 2 oon in hierdie geval. Ons moet nou die letter neerskryf van 'n kettingisomeer van C. So C, weet ons, is 'n ketoon. Dis pentan 2 oon. Maar wat is 'n kettingisomeer? Jy moet die definisie ken. Dieselfde molekulêre formule, maar verskillende kettings. So ons soek vir nog 'n ketoon. A is 'n karboksielsuur. B is 'n alkeen. D is 'n alkohol. E is 'n alkeen. F is 'n ketoon. So daai's reg. G is 'n haloalkaan en H is 'n aldehied. So die korrekte antwoord is F. Jy het nie nodig om die struktuurformules te gaan teken nie. Kyk net na wat het jy tot jou beskikking, en 'n kettingisomeer beteken hulle dieselfde funksionele groep. Met ander woorde, as C 'n ketoon is, moet die kettingisomeer ook 'n ketoon wees. Net om dit vinnig vir jou te illustreer, daar is pentan 2 oon en daar is ons kettingisomeer. En kyk wat het hier gebeur.
Daai waterstof en daai metielgroep het basies net plekke omgeruil. So, daai waterstof het daar gaan sit. En hierdie metielgroep het afgeskuif soontoe. Maar kyk wat gebeur nou. Jou ketting aan die regterkant is 1 koolstof korter as die een aan die linkerkant, maar C dubbelbinding O, karbonielgroep, koolstof, koolstof. Dis 'n ketoon. Karbonielgroep, koolstof, koolstof. Steeds 'n ketoon en gevolglik 'n kettingisomeer. So aan die regterkant sit ons dan met 3 metiel butan 2 oon. Volgende moet ons die IUPAC naam neerskryf van verbinding G. As ons van links af tel, 1, 2, se kloor op nommer 2, 1, 2, kloor op nommer 2. So dit help ons nie met ons rigting nie, maar ons het daai metielgroep addisioneel, met ander woorde, ons gaan van links af nommer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So wat het ons? Op 2 en 5 het ons 2 klore, so dit is dikloro. En kloro is voor metiel, gevolglik kom kloor voor metiel, maar dan het jy ook op 3 het jy jou metiel, en dit is 'n alkaan met 6, so dit is heksaan. 2,5 dikloro, 3 metiel, heksaan. Algemene vraag is die algemene formule van die homoloë reekse. Jy moet al 3 ken en ek het dit reeds in vorige video's herhaal, maar vir 'n alkeen is dit CnH2n. Vir alkane 2n plus 2 en vir alkyne 2n minus 2. Definieer die term funksionele isomere. Jy weet self dat die eerste deel van hierdie definisie is dieselfde vir al jou isomere. Hulle het dieselfde molekulêre formule, maar in die geval van funksionele isomere het hulle verskillende funksionele groepe. Watter voorbeelde het ons? Ketone en aldehiede. Wat is nog 'n voorbeeld? Esters en karboksielsure. Maar jy moet dit kan definieer en ook kan identifiseer. Vir verbinding A moet ons die homoloë reeks neerskryf waaraan dit behoort. So daar's C dubbelbinding O, dis jou karbonielgroep, maar jy moet onthou daar's ook 'n OH. So jy sit met COOH wat kenmerkend is vir karboksielsure. So hierdie is karboksielsure en in hierdie geval 2 koolstowwe, dit sal etanosuur wees, in die algemeen bekend as asynsuur. Die asyn wat jy op jou chips eet is 6% etanosuur. Met ander woorde, verdunde asynsuur is die asyn wat jy op jou kos gooi. Vir verbinding A moet ons nou die struktuurformule van sy funksionele isomeer neerskryf. Funksionele isomeer, ander funksionele groepe. En ons weet reeds, ketone en aldehiede loop saam en karboksielsure en esters loop saam. En hier het ons 'n karboksielsuur. So kom ons maak dit 'n ester. En wat ons gaan doen is, ons gaan basies daai waterstof omruil met hierdie metielgroep. So die waterstof kom dan daar links, gevolg deur 'n C dubbelbinding O, gevolg deur 'n suurstof en dan die metielgroep wat jy nou omgeruil het. En daar is jou struktuurformule. En wat is hierdie? Hierdie is metielmetanoaat. Ester se naam is metielmetanoaat. Verbinding B, daai C2H6O, ondergaan dehydrasie, dis 'n eliminasiereaksie
en die IUPAC naam daarvan is etanol. Geen getalle by nie, dit is net etanol. So dehydrasie, dis 'n eliminasiereaksie. Jy sal onthou, as jy dehydreer, verloor jy water. Daar is ons etanol met die 5 waterstowwe en die OH, hidroksielgroep. Wat gebeur tydens dehydrasie? Jy verloor die OH en dan ook 'n waterstof by 'n naburige koolstof. So daar's jou H2O. Wat bly met ander woorde oor? Wel, C, H, H, dubbelbinding C, H, H. So C2H4 eteen. En as ons kyk na ons beskikbare verbindings, dan is dit E, C2H4. Laaste vraag, wat is die naam of formule van die anorganiese reaktans wat tydens dehydrasie gebruik word? En dit is gekonsentreerde H2SO4, of jy kan die naam uitskryf swaalsuur, maar as jy 'n keuse het, formule is bietjie vinniger en jy kan altyd doen met ekstra tyd in 'n eksamen.